Voorsitter, daar is 'n bekende gesegde wat lui: buig die boompie terwyl hy jonk is. Nou, alhoewel ons almal dit al gehoor het, is daar iets van daardie gesegde wat vandag se ouers nie verstaan nie. En dis die woordjie jonk. Die ouers van vandag pluk en trek aan hulle arme bloeisels, nog tot hulle in matriek sit. En dan vertel hulle mos vir die hele nasie hoe trots hulle op ou Sannie is, omdat sy nou self so ver in die lewe gemaak het. Dames en here, ouers moet wakker skrik. Ek is my eie mens met my eie wortels en my eie bedding. Die buigtydperk is verby. Die snoeitydperk is hier. Ek sê, oorbetrokke ouers, dis om van te kits. Eerstens, ouers meng in by ons verhouding. In die Netwerk 24 artikel van 3 Junie 2024 getiteld, waar hou ek as ouer op, skryf die sielkundige Martha Reinhardt dat meeste ouers en veral die ma's vriende namens hul kind kies. Sy skryf verder dat dit juis een van die grootste redes is waarom kinders van vandag rebelleer en nie meer 'n oop verhouding met hul ouers het nie. Dames en here, as 12-jarige verstaan ek presies wat hierdie tannie sê. My ma is net so. Ek word net altyd gepreek oor Saartjie se asem wat stink en Anja se pa wat vol van homself is. Dames en here, sien nie my op 'n plaas? Ek ook nie. Nou, hoekom dink my ma ek is 'n deelnemer op Boerselike Vrou? Ouers, asseblief, praat met my as iets pla. Want wat julle nie weet nie, is dat Saartjie altyd eerlik is. Anja en haar pa sal my enige dag kom help as ek haar bel. Wat my bring by my tweede punt, buitemuurse aktiwiteite. Dames en here, ek is 12 jaar oud. Maar as u na my skedule kyk, lyk dit asof ek 'n 44-jarige immigrant van Mexico is. Maandag atletiek, Dinsdag ekstra wiskundeklasse, op Woensdag swaai ek die kolf op die cricketveld, Donderdag spring ek in die swembad, Vrydag hol ek op die tennisbaan en Saterdag praat ek met 'n glimlag natuurlik. Volgens 'n studie gedoen deur sportwetenskap studente aan die Universiteit van Witwatersrand in 2022 is daar bewys dat die gemiddelde kind meer stres en emosionele lading het as regte malmense in 1990. Dit sê alles. En die ergste deel is dat dit gebaseer is op die gemiddelde kind. En ons almal weet, al wie deesdae nog gemiddeld kan wees, is Ford-eienaars. Die res van ons jaag van punt A na punt Z, net om nog steeds nie alles gedoen te kry nie. Wat my bring by my derde punt, akademie. Dames en here, ek klink nou soos 'n kom in huisvrou met al my gekla, maar hierdie is die belangrikste klagte van die dag. Ouers wat inmeng by hul kinders se akademie. Nou, as ek mooi daaroor gaan dink, is ek die laaste persoon wat moet kla. My ouers is wonderlike mense, maar selfs die beste van ons maak foute. My ma het 'n innerlike liefde vir retoriese vrae, sommer elke nou en dan. Sloan, wanneer laas het jy vir ouma gebel? Sloan, kry almal in die skool swem en huiswerk? Sloan, begin jou eksamens die volgende week nie? Alles vrae sonder antwoorde. As jy sê ja, is jy arrogant. En as jy sê nee, wel, ek het eintlik nog nie van iemand gehoor wat dit oorleef nie. In die Rooi Rose van 5 Augustus 2022 skryf die kindersielkundige Karen Beyers in die artikel "Hoe maak jy jou kind groot?" dat dit van kardinale belang is om jou kind spasie te gee om sy eie potensiaal te ontdek. Die kind moet leer wat sy nagevolge is van sy aksies en besluite. Hoor u? Spasie. Ten minste 'n armlengte. Dis waarom ek sê,
ouers maak my naar, want ouers kies hul eie kind se vriende, buitemuurse aktiwiteite en infiltreer hul akademiese spasie. Dames en here, die gesegde, buig die boompie terwyl hy jonk is, het eintlik niks te doen met die boom nie. Dit is 'n herinnering aan die tuinwerker, die planter, die ouers. Moenie die boom aanhou probeer buig as hy eintlik gesnoei moet word nie. My oupa sê altyd, die lewe is soos 'n springbok huwelik, korter as wat jy beplan het. Kom, ons maak nie die kort tydjie wat ons het nog moeiliker nie. Dis waarom ek vandag sê, oorbetrokke ouers, dis om van te kits.